verwelkom jou by nog 'n episode van Die Reine Wynheid. Ek is Martelies Brink en vandag kyk ons na amfora en hoe amforas gebruik is in die geskiedenis, spesifiek in Suid-Afrikaanse wyn vandag. En die heel eerste amfora fees vind ook plaas. Ek het 'n paar hoëgeplaastes hier in die ateljee saam met my, Louis Strydom van Ernie Els Wyne, Hannes Nel van Lourensford en Tim Hoek, hy is daarso van Haute Cabrinier. Ons proe 6 wyne, 2 van elke plaas, alles wyne wat gemaak is en verouder is in amforas. Daar is ook 2 buitelanders wat hierdie fees kom bywoon. Pedro Ribeiro van Portugal en hy is ook die stigter van Portugal se bekende amfora wynfees. Dan ook Federico Manetti. Hulle verskaf die amfora wat ons dan nou invoer. Hulle het ook 'n wynkelder daar, van hulle wyne gaan ook geproe word en beide van hulle gaan ook bietjie praat oor hulle ervaring van amforas, die belang daarvan. Die Manetti familie maak al amforas terracotta van die 1800s af. So hy vertel ons meer van hulle geskiedenis. Ek het 'n stemnota van elk gekry van die buiteland. Hulle gaan natuurlik binnekort in Suid-Afrika aankom vir die fees. Bly by ons vir daai baie interessante gesprek. Ook 'n wynfeit oor amforas se geskiedenis terug na Tutankhamen. Maar eers is dit tyd vir my wyn vir die week. Vandag, in die middel van die winter, is dit definitief Suid-Afrika se ikoniese en oorspronklik gefortifiseerde soetwyn. Dis in 1916 deur kaptein James Sedgwick se wynmakery in Wellington bekend gestel en dit is natuurlik Sedgwick se oorspronklike lekker Old Brown Sherry, soos wat jy dit ken. Kulturele status nou al bereik oor die jare. Bekostigbaar, daai soopie in die aand om lekker te gaan slaap in die koue, om 'n bietjie hitte in die lyf in te bring. En natuurlik word dit baie gebruik in kos, winterbreedies, in jou souse en nageregte natuurlik is al gebou net rondom hierdie soetwyn. So gesondheid op hierdie koue weer wat ons ervaar reg deur die land, netagtige smaak, gedroogde vrugte, karamel en daai sagte spesery en die pragtige diep kleur wat jou Old Brown Sherry vir jou bied. Volgende het ek vir Dani Neus gevra, daar langs die dam, naby Robertson, van sy gunsteling wyn en sy gunsteling koswyn ervaring. As ek dink aan 'n kos- en wynervaring, dan dink ek onmiddellik aan die oomblik wat vasgevang word deur hierdie paring van kos en wyn. Met ander woorde, nie hoe eksoties die kos is of hoe duur die wyn is nie, maar die oomblik waar jy dit geniet en wat jy sal onthou. Ek en my geliefde reis baie oor see en toevallig beland ons elke jaar in 'n wynstreek, maar dit is nie vir ons vreeslik omgee nie, want wyn sal ons altyd beproef, al is dit 'n goedkoop bottel wyn wat ons in 'n supermark koop, net vir die andersheid van die streek. Wat my veral bybly met ons besoeke was 'n besoek aan die Franse dorpie Le Bout de Provence. Dit is in 'n gastehuis gewees wat van klip gebou is in die vorm van 'n kasteel. En hierdie gastehuis was gebou net onder 'n middeleeuse kasteel. En byvoorbeeld het ons slaapkamer nie 'n venster met glas of 'n raam gehad nie, maar dit is net 'n oop gat in die muur. Jy voel lus om 'n pyl en boog te gryp en die vyand af te weer deur hierdie gat. Ek het dit vreeslik baie geniet en dit sal my altyd bybly. Veral toe ons later die aand op nog nou trappies na die dak van die gastehuis ontdek het. En daar het ons heerlik gaan sit en smil aan 'n botteltjie roséwyn wat hulle onder meer van Shiraz maak en kaasvuggies en ander versnaperinge. Later die aand het ek met 'n kopliggie ook nog lirieke sit en skryf vir 'n nuwe liedjie. Verlede jaar was ons in Portugal. Ons het 'n dagbesoek gebring per boot aan die Douro Vallei. Ons het so al tussen die wingerde deur gery. Besoek gebring aan 2 kelders. En terloops, die port, die druiwe waarvan die port maak, moet in die Douro Vallei gegroei en geproduseer word, anders kan jy dit nie port noem nie. Dit is soos, ons ook nie meer kan praat van champagne nie, want dit is 'n naam wat geregistreer is in Frankryk. Ons moet praat van vonkelwyn. In elk geval, die besoek aan die 2 kelders was uitstaande geweest, veral die Kuif Santa Marta, hy dateer uit 1959, daar was 'n ouer kelder uit 1588, maar ek het amper meer van die nuwer een gehou, want ons het heerlik daar geëet, gewone kos, groente en vis, veral vis, want hulle bly naby die see. Ek het ook 'n botteltjie Kuifs witwyn saam met die ete geniet,
en toe na die tyd vir my 'n bottel wit port gekoop, want dit het ek nog nooit beleef nie. Verjaar gaan ons na die Alsace-streek in die noorde van Frankryk, dis ook 'n wynstreek. En interessant is, ons gaan in September, wanneer dit Paastyd daar is, dit behoort baie goeie dinge op te lewer. Ek sien ook uit om van hulle tradisionele kosse daar te eet. Hulle praat van 'n groenteskottel en maalvleiskoekie. Dit is maar lyk my soos 'n tipe frikadel wat jy nou eet saam met 'n ligter wyn soos 'n Pinot Noir. Ek is ook bevoorreg om te bly in die Robertson Vallei, bekend vir sy wyne en wat al hoe meer toekennings inpalm. En ek moet hier ook noem die wynkelder Rooiberg, waar my geliefde per toeval werk. Ek is baie mal oor hulle pinotage, nie omdat sy daar werk noodwendig nie, maar ek hou net baie van die pinotage. En dit het my gunsteling drankie geword die afgelope jaar, as ons hier by die huis braai, of pasta eet, of net na die rivier sit en kyk, die sonsondergang kyk, is dit heerlik om 'n glasie pinotage te drink. Maar ek moet bieg, ek begin gaandeweg oorskuif na Shiraz toe. En ook miskien nie sonder rede nie, want Rooiberg het met hulle Shiraz Reserve onder die eerste 12 kelders in die land geëindig so rukkie terug. Baie dankie Dani Niehaus vir die tyd wat hy geneem het, en daar is ook 'n lekker videoetjie as jy wil sien waar hy sit met die gitaar, waar hy sy musiek skryf terloops langs die dam. Gaan kyk gerus na ons sosiale media. Ek het dit ook geplaas daarso en jy sal dit ook op WhatsApp kry. Onthou om vir ons WhatsApp kanaal op RSG ook in te skryf of dan nou te registreer. Baie welkom weer eens by nog 'n episode van die Reine Wynheid. Vandag vra ons, waar kom die amfora vandaan? En as jy luister aan die einde van die program, so baie interessante feit oor amfora en die duisende jaar geskiedenis daar agter. Ons hoor ook van natuurlik die mense van oorsee wat hierso kuier vir hierdie amfora fees wat plaasvind in Augustus, einde Augustus daar by Lourensfort. Hulle is ook hier natuurlik. Ons het vir Hannes Nel saam met ons, kellermeester Louis Strydom kellermeester ook van Ernie Els. Hy het ook 2 wyne saamgebring, en dan Tim Hoek van Haute Gabriel. Ons gaan kyk na hulle amfora Chardonnay en amfora Semillon. Hulle het sommer besluit om dit die amfora te noem. Lourensfort noem die Kleipot Petit Syrah, Kleipot Chardonnay, en Ernie Els Signature 2022 en Proprietor Syrah 2023 wat ons vandag gaan proe. So klein bietjie geïntimideer, want ek weet baie min eintlik van die amfora. Louis, ek het al by julle amfora kom besigtig. Een keer was jy baie vriendelik om op 'n dag te kom en vir ons te wys wat julle alles daar doen, en jy was baie trots op daai amforas. Toe jy instap, is dit soos asof jou hele gesig opgehelder het, soos 'n seentjie wat in sy speelkamer inloop. Ek onthou dit goed. Ja, met nuwe speelgoed, dit is versekerlik lekker om met 'n nuwe produk te werk in die kelder, 'n nuwe wissel te werk waarmee ons eintlik ons die wyn kan op 'n ander manier wys as wat ons net hout gebruik. Ja. En ek dink dis wat amfora vir ons bied. Ons is gelukkig om 1000 liter amforas in die kelder te hê. So vir ons kan lekker groot volumes wyn daaraan gis. En dit is heel korrelgistings wat ons gebruik in die amforas, en dit is regtig 'n verskil gemaak aan hoe ek Cabernet sien en hoe ek Cabernet gebruik binne in die elswyne. Ja, ek sit nou maar net en wonder nou ook, jy weet, julle generasies vloei so oor mekaar in terme van ouderdom en so, en dink ek wat Achim van Arnhem wat ongelukkig oorlede is, sou gedink, wat het hy gedink van amforas? Ek meen, hy's 'n ou wat voorgevat het met die geskiedenis van die bedryf. Ja, dit is eintlik 'n snaakse storie. Ons het nie die budget wat dit gehad in die begin nie. So Takwan Achim se seun, en ek het dit stadig ingebring in ons vader budget. Die accountants sien mos net die op die Excel spreadsheet dat hulle invoice kry van mine machinery af en dit sê wessels. So ons het net ingebring so stuk vir stuk in ons vader budget. Daar's ander dinge natuurlik nou ook, soos Diemersdal wat eksperimenteer met hierdie glas globes. Kyk julle na sulke dinge gereeld? Ek weet daarby Kleine Zaltse, hulle eksperimenteer nou met 'n Cabernet wat glad nie inhoud was nie. So wat julle ander geurprofiel, moet ek sê. Ek het nog nie so iets geproe nie. So wat dink julle van daai tipe van toekoms? Nee, so vir ons, ek dink ons is maar vate en amfora en stainless steel tanke. Ek het al 'n paar keer na die globes gekyk wat De Wetshof en Diemersdal gebruik. Ja, ek dink dit werk ongelooflik goed vir Sauvignon Blanke en miskien vir Chardonnay, maar ek dink die Pinot Noir, kort so 'n bietjie van die sagtheid en die houtgeure ook. Ja. So op die oomblik is dit nie van ons, maar ek weet nie, miskien nie die ander manne sal dit gebruik.
Ons gaan nou daaroor gesels, julle filosofie en iemand sê net vir my een keer in 'n episode, hy moet vir sy wynmakers 'n speelarea gee, 'n playpen is hoe hy dit genoem het. As ons nou gaan Lourensfort toe, dit is ook waar die fees plaasvind. Hoekom het julle besluit om die fees daar te doen? Dis 'n perfekte venue, as jy dink aan die spasie wat julle daar het. Ja, nee, ek dink na ons laas jaar het ons 'n seminar gehou spesifiek oor die amfora gebruik in Suid-Afrika. En die gesprek het maar daaruit gevloei dat ons iets soortgelyks soos wat Portugal doen, amfora fees hou en dat ons almal nooi wat wyne in amfora maak. Ja, het net so gebeur dat dit op Lourensfort gaan gebeur. So ons is baie opgewonde. Ons sien verskriklik baie uit om al die verskillende plase te verwelkom en vir die mense om al die unieke wyne te kom proe by ons. Kan ons eerste wyn proe? Ons het 6 wyne, 2 van elke plaas om te proe. Waar het julle besluit gaan ons begin? Julle as wynmakers moet besluit wat ons eerste proe. Gaan ons by die witte begin. Ek sal omgee om met die Semillon te begin. Ek dink begin jy met die Semillon. As jy vir ons so lank kan skink, gaan ek dan nou maar my duivelsadvokaat vraag hier vra en dit is regtig, speel julle net of watter bydra maak die amfora regtig tot wyn? Louis, as jy vir ons eers jou opinie daarvan wil gee, soos ek sê, daar by julle is dit regtig pragtig as mense wil gaan loer. Nee, ek dink reg in die begin, ons het almal gewonder en dit was 'n nuwe wessel wat ons gebruik het in die keller. Ons was nie seker oor wat ons gaan kry van die amforas nie en dit het vir my 'n tydjie gevat. En 2021 was my eerste oes met die amforas en ons het 'n bietjie gedink ons belê daarin, maar ons was nie seker wat ons kan kry nie. As ek nou hier vandag staan en ek kyk terug na wat die amforas vir my bied van 'n egtheid van die kultivar, want die groot ding is van die amfora nie, hy is nie soos eikenhout wat 'n geurprofiel eintlik aan die wyn gee nie. Jy kry die egte geur wat uit die wingerd uitkom en die wyn lê daar by ons, die Cabernets lê vir 12 maande in die amforas en hulle kry dan klein bietjie oksidasie en hulle klein bietjie ontwikkel, maar ontwikkel nie so baie soos wat hulle eintlik in 'n vatjie ontwikkel. Dit beteken jy kry baie meer 'n vars element in die Cabernet wat ons maak op die plaas en dit is 'n ongelooflike voorreg om daai eintlik elemente gebruik in die versnyding van ons wyn. So ons wyn is nie reg 100% amforas nie, maar dit is 'n voertuig wat ons kan gebruik om ander geurprofiele wat ons nooit voorheen gehad het in die keller om te gebruik om die finale blends op te maak. So ek dink van amfora oogpunt af, ek dink dit het heeltemal 'n nuwe geurprofiel in die keller ingebring wat ons nooit voorheen gehad het en ek dink dit het ontwikkel met tyd en ek leer nou ook om beter met die amforas te werk. Ons gaan nou praat oor hoe poreus dit is, die vlakke van poreus en wat maak Italiaanse klei wat meeste van julle van gebruik so spesiaal. Vertel vir ons net eerstens van die Semillon asseblief daar. So dis die Amfora Semillon 2024. Okay, so die eerste ding wat ek moet sê is Haut Cabernet spesialiseer net in Chardonnay en Pinot Noir. So die wyntjie is 'n bietjie van 'n uitskieter in ons reeks. Die rede hoekom ons dit gedoen het dis ons tribute aan die Franschhoek Vallei. Ons het 'n paar van die oudste Semillon wingerde in Suid-Afrika. Daar's 1902 en 1904 baie beroemde wyne van La Colline wingerde, Bouquenos Kloof wat baie beroemd is. En dit was soort van net ons tribute aan die vallei. Hoe dit begin het is in 2019 het ons as 'n wynmaakgroep, daar was 13 van ons wat dieselfde wyn van dieselfde wingerd op dieselfde tyd gepars het en gemaak het en in verskillende, ons het dit pathways genoem, so verskillende maniere, ou vate, nuwe vate, tanke, oopgistings, you name it, ons het dit gedoen en op die einde van die dag alles blind geproe en die top 2 wyne was eintlik stainless steel en amfora. Dus dit is 'n blend bymekaar, al 13 parcels en geboteleer. En toe het ons gesit met seker so 400 liter van die wyn wat ons of moes wegblend iewers of self boteleer en toe besluit ek en Takwa nee, maar kom ons doen dit as 'n old collection tribute aan Franschhoek Vallei. Van daar af elke jaar, ons maak 600 bottels per jaar, so is baie klein, een in voorretjie. En dis net 'n ongelooflike mooi, skoon, precise Semillon. Ek dink in die ou dae het Semillon redelik baie hout gekry, hoër in alkohol ook. Die wyn is 12% alkohol, so lekker laag in alkohol. En dis net baie meer vars, soos Louis gesê het, die amfora gee 'n baie vars element wat ons baie van hou. Ja, ek sê my kan jou palet baie moeg maak vinnig, omdat hy juist so 'n manier eintlik van 'n wyn is. Korrek. Beskryf die wyn asseblief vir ons, vir my baie vars soos jy gesê het, baie lig. Daar's redelike vlakke van suur, maar in balans. Dit is moeilik want jy soek die vrug, maar jy wil die vrug temper. Daai balans is altyd moeilik. 100%. So Semillon ook verouder
word dit daai lanolin tipe olierigheid wat ek baie van hou. Die wyn is nog redelik jonk, is 2024. Op die neus is die mees belangrikste ding vir my is regtig daai groen appel, daar's 'n tipe spice, tipe curry spice wat ek baie van hou. En soos ook Louis gesê het, al wat jy hier proe is die terroir, so die grond van die plaas en die cultivar. Daar's niks aan 'n masking agency. Martlies nou gesê oor die intensiteit van die palet. Daai paletgewig wat ek kry uit die Amphora uit is ook baie belangrik. Sjoe, ja, en die grond wat jy van praat is vir my was die eerste ding eintlik wat ek opgetel het. Volgende hoor ons van Pedro Ribeiro en hy is van Portugal. Hy vertel vir ons van die baie bekende Portugese Amphora wynfees en hy besoek ook die Suid-Afrikaanse weergawe daarvan 29 Augustus in Suid-Afrika. Hi, my name is Pedro Ribeiro. I'm the winemaker of Racine. Racine is located in the Alentejo, in a small village called Vidigueira, village and also sub-region of the Alentejo. A sub-region known by the freshness and minerality of white wines, also the reds. We have granite soils, we have the winds from the Atlantic that are stopped by the mountains of Vidigueira, and these winds bring cooler temperatures, higher humidity levels, especially during harvest. The Amphora winemaking is a 2,000-year-old tradition in our region. Amphoras in our region are called talhas, and the wine made in talhas is called Vinho de Talha. Vinho de Talha is a special certification under the Alentejo DOC. It's, like I said, it's a very old tradition in the region. There's an ancient Roman ruin next to our estate where the Romans used to make wine exactly the same way local peoples are still doing Amphora wines. In Racine, we basically use the same technique as 2,000 years. So the first thing we do, we destem the grapes and we put around 10 to 15% of the stems inside the amphora. That's the first thing that goes inside the amphora that's going to be used in the end as a filter. Then we slightly crush the grapes. The grapes go inside the amphora and we do 1-2 punch downs a day during fermentation. The amphoras are the traditional amphoras. They have no lid. They are open. So after fermentation is done, we put a layer of olive oil in the top of the wine that is going to seal the amphora, something that is very traditional in the region. And besides, in the end of the wine aging on the skins, to be a vinho de talha, there's several rules. The most important rule is that the wine must be on the skins at least November 11, St. Martin's Day. At St. Martin's Day, there's a hole in the bottom of the amphora with a cork. We pierce the cork. We put a small tap in that cork. We open very slowly, and the wine comes through the skins, through the stems. It works like a natural filter. Like I said, between the end of fermentation and November 11, the wine stays on the skins with a top of olive oil. Racine is for many years connected and related with amphora wines. We always made amphora wines in our estate, but we started to bottle and sell these wines all over the world since 2009, 2010. Since 2018, we started to make an Amphora Wine Festival. We call it Amphora Wine Day. Last year, 2025, we had 54 Amphora wine producers from all over the world: Armenia, Georgia, France, Italy, Spain, South Africa, US. We have press from all over the world, people like Julia Harding from Chances Robinson and Jamie Good and many others from all over the world. And it's a really interesting event with a lot of wine, of course, music, food, and a big party. And in the end, we open the amphoras of
of the wine that we made in that year. This year is going to be November 14. It's always on a Saturday after November 11, that special St. Martin's Day, when we are allowed to take the wine out of the skins, out of the amphora. You are all invited this year, November 14. It's going to be a great party. Thank you. Baie dankie, dit dan Pedro Ribeiro. Obrigado, Pedro. So Louis het vir ons vertel van die amforas by hulle daarso by in die Elswyne. So jou kant asseblief as jy vir ons net 'n idee kan gee van wat jy gebruik en die vorm soos ek verstaan is nogal belangrik Hannes en dan is daar baie wetenskap daarbey en die elektriese lading en soos wat die wyn vloei deur die pot. So die vorm as jy vir ons ook by kan uitbrei sal ek nogal van wil hoor. Jy weet hoe kies jy die vorm? Al die kleipotte het maar dieselfde vorm, is maar eiervormig. Goed. En vir ons die voordeel van dit is tydens gisting bly jou gis beter in suspensie en dan ook tydens veroudering. Ons doen 'n tegniek met eikenhoutvate wat ons dit elke 2 weke rol, juis om die gis op te roer en so meer tekstuur en karakter te bou in die wyn. In die amfora gebeur dit natuurlik. Ons is nie te veel gepla met die maan nie, maar soos wat die maan beweeg, soos ons nou weet, hoogwater, laagwater, is daar maar kragte wat dan inwerk op die wyn en dan natuurlik dan meer daai karakters vir ons bou, sonder dat ons hoef te roer aan die wyn. Ja, ironies sit ek met Avondale se kontakbesonderhede voor my, want ek wil met die chef 'n resep deel en hy, daai hele plaas sal met jou redeneer oor nie met die maan geplan nie so. Ek dink hulle het, jy weet, 'n groot ding daar gedoen en ek het een keer gaan sit en geproe en van dieselfde wyn gekoop om later te drink op 'n ander dag. Dis nou weer 'n hele ander storie. Ons kan 'n bietjie op 'n stadium daaroor gesels. Maar die vorm, julle sê meestal eier. Ek dink daar is ander vorms ook, maar meeste van die wynmakers verkies die eiervorm. Dit is so ek het ook verstaan. Die grootte maak dit 'n verskil. Nie noodwendig nie vir ons nie. Ons het meestal 400 liter amforas. Ons is gelukkig om 800 liter te hê. Ek weet Louis het 1000 liter. So jy kry verskillende grootte. Hoe groter hulle is, hoe skaarser is hulle en hoe moeiliker om mee te werk. Die 400 liters werk baie maklik. Ons kan hom self omdop en skoonmaak want alles moet maar met die hand gebeur. So dit is vir ons net prakties makliker om in die 400 liters te werk. Hannes, om 'n nuwe reeks in jou bestaande wyne wat mense ken in te bring en dit aan hulle te verkoop. Op die ou end moet jy vir die mark ook iets gee wat hulle soek. So as jy daai twee dinge net van 'n bietjie bymekaar kan bring voordat ons nou praat oor die wetenskap daar agter en so aan. Soek die mark hierdie konsep. Hulle gaan nou vir die eerste keer kan gaan en amfora wyne by 'n fees by julle proe. Hoe kies jy wyne en watter wyne jy op die amfora plaas en nie en wat op hout en wat nie gehout word nie. So net 'n idee van hoe dit inpas by julle reekse. Maar at least hierdie ek moet net 'n bietjie verder terugvat. Ons het my eerste wyn het ek gemaak in 2018. En die idee was dat die amfora Vanessa het ons genooi na 'n proe toe eerstens en by die proe het ek besef wel hier's iets besonders in die amfora wyne en ek moet definitief vir my ook een aanskaf en ek het ook so in die vate begroting ingewerk. En die idee vir my op daai stadium was dat die amfora sou 'n komponent gewees het van my topwyne. Ek sou dit gebruik het soos 'n vat en ek sou dit versny het in my topwyne in as 'n ekstra komponent om meer kompleksiteit te skep. Maar toe ek die eerste wyn maak wat die Chardonnay was, ons gaan hom nou proe, het ek besef dat ek kan nie die wyn net weg versny nie. Ek het ook gedink wel as hy klaar is in die amfora gaan ons hom definitief hout toe vat, want ons as wynmakers maar geleer, jy weet 'n goeie wyn moet 'n draai in die hout gaan maak. En soos die wyn ontwikkel het die eerste jaar het ek net besef daar's geen manier ek gaan dit eerstens wegversny nie en ek gaan dit ook nie hout toe vat nie. En ek het toe maar bakkant gaan staan en gesê kan ons nie 'n reeks begin wat dan nou die kleipotwyne of die amfora wyne dan nou champion nie. En ons het toe begin met die eerste wyn was die Chardonnay, ons het later 'n Petit Syrah bygesit, 'n Roussanne en nou ook 'n Chenin Blanc. So dis eintlik maar hoe dit ontwikkel het en
En vir ons het ons nou 3 wyne wat ons onder die Kleipot reeks dan nou bemark. Ja, hoe word dit ontvang sover? Ek dink baie goed, die wyne op sigself doen ook baie goed. Die petisieraad het laasweek die nasionale wenner prys gekry by die Terroir Awards en ook laas jaar. Die Chardonnay het 'n 5-ster ontvang by Platter. So kwaliteitsgewys doen dit goed. Ek dink mense moet nog bietjie die wyne ontdek en dit ook dan in die rede vir die fees, dat hulle kan sien wat bied 'n Kleipot wyn of 'n wyn wat uit 'n Kleipot uitkom. En soos Louis genoem het, absoluut daai tekstuur, kompleksiteit, daai suiwer vrugkarakter. Vir my het dit nog altyd gegaan om die terroir op die beste manier moontlik te kan uitdruk. En as wynmaker 'n bietjie weg te staan, sodat die wyn amper homself kan bewys. Ja. En die Amphora is 'n perfekte wessel vir dit. Hannes, hulle sit met hierdie pragtige historiese plaas, so 'n mooi plek as jy nog nie daar was nie. Jy ry net sommer dit Wes in en ry links en dan nog so eentjie, dan sien jy daar en dan nog 2 ander wynplase met seker van die mooiste uitsigte wat ek in my lewe al ervaar het. Tot Cabrieres daar bo sit. Kom die kabelkarretjies, nou mag ek vra. Nee, okay, jy hoef nie te antwoord nie. No Okay, geen kommentaar nie. En dan natuurlik in die Alswyne. Ek meen dit is verskriklik mooi daarbo. Jy sien die berge daarso op net buite Stellenbosch, soos dit jou pad soms dit Wes toe ry af en dit is net absoluut idillies om daarbo te sit. En ek wil net sê, het vroeër verwys na Vanessa Hannes. Vanessa is Tim se vrou en sy het die reëlings vir vandag getref. So baie dankie aan Vanessa, geweldige effektiewe persoon wat weet wat sy doen, moet ek net sê. So kry jy die kans om mekaar se wyne te proe. Soos jy het nou gesê, 'n wynproe aangebied Vanessa, maar het julle hierdie wyne wat voor julle staan al geproe saam? Meeste. Ons het al meeste van die wyn saam geproe. Ons het nou dan, soos ek sê, die wine machinery, hulle kyk mooi na, hulle doen elke jaar, ons doen dan voor 'n proe en dan bring ons aan voor wyne in, dan proe ons mekaar se wyne en kyk na die style en dit is die ding, realiteit van wat die Amphora eintlik vir ons bied. Jy kry die egte geurprofiel wat uit die wingerd uitkom uit dan voor 'n pot, want daar was geen hout wat die wyn beïnvloed het en jy kry daai egtheid van die terroir. En great ding is oor wyn is, terroir is uniek tot elke plaas en al proe ons wyne saam, ek sal nooit die wyne maak wat Hannes maak of wat Tim maak, want hulle terroir is heeltemal verskillend as ons en so dis hoekom ons in die wynbedryf is baie lekker om eintlik met mekaar te deel wat ons doen en wat ons in die geurprofiele waarmee ons werk, want niemand kan anders kan dit dieselfde wyn maak as wat jy maak. So ons is baie oop om saam te proe en saam wyn te geniet, verseker. Ja. So, wat is Chardonnay gaan ons volgende proe? So, gaan ons Kleipot, ek weet nie wat die jaar van die Kleipot is nie, die Amphora Chardonnay 2023 of die Kleipot? Ek dink ons doen die Kleipot volgende, dis 2022 oes jaar. Okay, en ongehoud natuurlik, want dit is in 'n Amphora verouder. Dit is 'n Amphora verouder. Ek wil net gou voordat ons aangaan na die Chardonnay se proe, baie dankie Hannes. Wil ek gou vra vir jou Louis, julle is bekend vir nogal 'n paar maniere van rooiwyne, nê? En 'n mens dink elke keer daai rooiwyn moet getemper word op 'n manier deur Eik. Gaan maak daar draai, jy kan in die Else toekenning so goed ook haar gaan sien in 'n mooi kamertjie, mooi uitstalling daar, so daar's die Big Easy en dan die groter maniere reeks en so aan. Vertel vir ons net van hoe hierdie keuses vir jou inpas by daai reeks en hoekom dit vir jou belangrik is. Ja, ons het soos die 2 wyne wat ons geproe het van Hannes en Tim is baie meer gefokus op terracotta, waar ons by ONL's, dis 'n voertuig wat ons gebruik om sekere geurprofiele in ons wyn in te bring. En die mark het 'n bietjie geswaai, in 10 jaar gelede was, hoe groter die wyn was, hoe beter was die wyn. En dan die manne swaar eikehout toastings gebruik met baie koffie, mokka, chocolate geurprofiele en hoë alkoholwyne. En daai mark het nou heeltemal verdwyn. Almal soek baie meer die geurprofiel en baie meer delikate wyne. En dit is eintlik wat die Amphora vir my bied. Ek hoef nie hout in te bring in 'n presentasie van die versnit. Ek donder nie die geurprofiele wat van die wingerd af kom met hout. So vir ons is dit omtrent soos in die signature, ons gaan net 'n bietjie proe, maar dis omtrent 25% van die versnit. Moenie onderskat wat hout vir jou kan bring vir Cabernet nie. Cabernet love eikhout. En dit is sekerlik nie vir my om net terracottas te gebruik in ons stelsel, versekerlik nie, maar dit is definitief 'n element wat 'n
great geurprofiel na my versnit toe gebring het, my signature versnit, en dan al hoe meer veral vir die Syrah. I love 'n bietjie terracotta, maar hy het baie meer 'n fynner tannin, baie meer nie daai intensiteit nie wat Cabernet het nie. So jy moet 'n doelwit hê met wat jy wil doen met die terracotta vir ons in ons stelsel. By ons gaan terracotta altyd deel wees van ons groter versnit en ons geurprofiel wat ons bou in 'n Unial Signature of 'n Unial Proprietary Syrah. So ons gaan volgende 'n bietjie praat oor die belang van daai klei en hoekom daai klei so spesiaal is. Kom ons hoor eers wat Federico Manetti te sê het, en hulle verskaf die amfore wat ons gebruik, en hulle daar ook 'n wynkelder Fontades, as ek dit reg het. En ons weet, jy kry fantastiese tomaties van daar, want alles is mos nou hierdie ou vulkaan, grond. En ek wonder of die klei ook bietjie van daar kom, en dan kan die wynmakers vir ons sê hoekom die klei so spesiaal is. Hello, from Federico Manetti, from Cotto Manetti. Today we want to talk about our Cotto Manetti wine amphoras. At Cotto Manetti, we started making tiles in 1780, so long time ago. We know that we used to make wine amphoras approximately 1 century ago. Then we did stop making those amphoras. Then in 2012, we decided to step in the business of the wine amphora again. Why we decided to reintroduce wine amphoras in the market? If you check the history of wine, we know that terracotta was the first material used in the winemaking to make wine. So in the area between Armenia and Georgia, the first wine ever produced was, let's say, fermented and aged in terracotta kvevri or terracotta karasi, so terracotta amphoras. And so this is a very nice story to know. No? At the same time, we wanted to do something contemporary. So we wanted to explore the possibility to have an old material, so terracotta, but we wanted to have this kind of old material used in a very contemporary and modern way. And so we did several experiments from 2012 until 2014. As a family, we have the advantage of having a wine estate in the Chianti Classico region, located 20 minutes away from the terracotta factory. The wine estate is called Fontodi, in the heart of Chianti Classico. And so we started experimenting some new wine amphoras at Fontodi in 2012. And after 2 years of experiments, we were very happy and ready to launch this new container in the market for the rest of the world. The main scope when we started this kind of process was to develop a very contemporary container where could make wine, very well made wine, let's say, with a very nice density of the terracotta. We wanted the right amount of oxygen to go through the pores. We didn't want to have any lining inside, so we wanted to avoid any beeswax or similar material, because the main goal was having something very pure. And so we did many adjustments in terms of how we did process the clay, grinding. So we wanted the clay being very fine. We did raise the temperature of fouring, going over 1000 degrees Celsius. We had to develop a technique to make the surface of a terracotta
internal and external very smooth as well. Regarding the technique to make the amphoras, we use since the very beginning the oldest technique available all over the world, and it's called lavoro fondato colombino. And basically speaking, the artisan goes around and around every single day, attaching one layer of 5 cm or 2 layers. So maybe in the summer 10 cm per day, in the winter only 1 layer per day, so only 5 centimeters per day. And so we start from the bottom, and every single day we had a bit of clay, 1 layer only. So basically speaking, it takes approximately 2 or maybe 3 months to make an amphora according to their dimension, plus 1 month of drying, since we have to dry the amphoras in a very gentle way, plus 1 week of firing, and then after firing we have to fill the amphoras with water for at least 1 week. So it's a 3-4 months process. Our terracotta is meant to last forever, including the wine amphoras. In order to work with this technique, the artisans have to be very talented, and it takes approximately 3 to 4 years for a new artisan to be good at this technique. So now we look to teach this technique to many new people, but it's a long-term process. You have to love what you do, and we look forward to expanding this technique for the future. Of course, now after more than 10 years of wine amphoras being sold all over the world, we have the chance to taste or drink several beautiful wines from all over the world. We look forward to the special event happening in Stellenbosch on August 29th at Lawrenceford. I will be there, and I look forward to seeing all of you. Ciao from Tuscany. Ciao. Ons proe die Chardonnay, baie dankie dan Federico Manetti wat ook die wynfees gaan bywoon, die Amphora wynfees, en hy het so vooruit vir ons 'n stemnota gestuur om net bietjie meer te vertel van wat hulle daar doen. Praat met ons asseblief gou voordat ons kom by die klei oor die Chardonnay asseblief. Baie meer vrug, né, wat ek optel by hom. Ja, maar at least dit was die doel van hierdie wyn gewees. Soos ek sê, ons het begin en gedink ons gaan dit versny en toe van toe af net besluit wel ons gaan dit apart hou. So geen hout op die wyn nie. Dis van 'n enkel wingerd blokkie op die plaas af wat spesifiek dis van 'n kloon CY95 wat vir ons juist dan nou 'n bietjie meer tropiese geure gee in die Chardonnay. So is 'n bietjie meer pineappel, perske, bietjie sitrusgeure wat deurkom. Hy is volledig natuurlik gegis in die amphora. En dan sit ek so 10% heelkorrels by. Die studente wat vir ons werk in Parstyd, hardloop weg as ek vir hulle sê hulle moet gaan sit in 'n paar kussies met die hand ontstingel. En wat ek dan doen met daai heelkorreltjies, ek vries dit oornag. En dis 'n tegniek wat bekend staan as cryo extraction, Engelse woord daarvoor. Maar ons kry dan 'n bietjie meer geur uit die doppies uit. En ek voeg dit dan by die gisting. Dan begin die natuurlike gisting en ons kry daai pragtige geur en tekstuur en volheid in die wyn. Die klei, terwyl ons by jou is, Hannes. Ja. Vertel vir ons hoekom jy dink hierdie klei is spesiaal, en is daar ander dele van die wêreld wat ook vervaardig of hoe? Ja, ek dink die terracotta is besonders. Hulle sê vir ons daar's baie cholesterol in die grond, en dit gee vir ons die regte mikroporositeit in die kleipotte wat baie gelyk is aan eikhoutvaate. Ons kry dan nou basies dieselfde mikro-oksigenase deur die kleipot wat jy deur 'n vat sal kry sonder om 'n vat te gebruik. So jy het dan nie die vat invloed nie, maar jy het nog steeds daai ontwikkeling van die wyn soos met 'n houtvat. So dit help. Ek weet daar is ouens in Suid-Afrika wat al kleipotte probeer maak het, maar dit is nie dieselfde grondtipes nie, en ek dink daar's vir my nogal iets besonders aan die terracotta potte wat dan van Toscane afkom. Ja. Tim, jou opinie daar? Stem jy saam met hom? Ja, 100% stem saam met Hannes. Ja, oral in die wêreld maak hulle kleipotte, so Georgia maak hulle die Quevries.
Dis baie groter volume, baie dunner klei, maar hulle moet dit binne in line met 'n beeswax of 'n tipe gom, net dat dit nie te porous is nie, en hulle moet ook daai hele Quevria 2000 liter klei pot met hulle in die grond begrawe. Want dit is net te swak om daai volume te hanteer. So wat maak die Manetti Amphora baie interessant is, dat ons eintlik anders het gesê, jy kan hom eintlik in die keller werk, wat nice is, jy kan hom op sy kant neerlê, skoon maak en dan weer regop sit. Hy het handvatsels. So nie overall sê ek heeltemal saam en dit is daai klei tipe wat hulle gebruik in daai area van Tuscany wat so belangrik is. Ja. Ons gebruik ook baie minder swaal op ons Amphora wyne as ons gewone Sinisteel of vate wyne. Jy kan hom heeltemal sonder swaal los vir 12 maande op sy gismoer en die wyn is 100% perfek na die tyd. Was enige van julle al daar om te gaan kyk hoe hulle dit maak, of het nog nie kans gehad nie? Was jy al daar, Tim? Ek was Ja? al 3 keer al, ja. Vertel vir ons bietjie. Nee, dit is eintlik presies hoe jy sal dink dit is. Dis regtig soos hulle in die 1800s gemaak het. Dis in 'n ou huisie. Die huisie se ceilings is amper stikkend en daar is 2 ou manne wat van 7:00 in die oggend tot 8:00 in die aand net met die klei werk. En wat redelik interessant is, dit vat baie lank om die potte te maak. Hulle gooi dit net in 'n moldie, alles is met die hand gemaak. En oral in die huis, elke kamer het 3 of 4 Amphoras op verskillende volledigheid. Dat een is net begin op die buis, die ander is 3/4 klaar. Dit word ook stadig droog in daai area. So dis 'n belewenis, dis regtig ongelooflik. Jy weet al 'n paar keer daar was. Daar is iets baie romanties aan iets wat so oud is, né? As jy mens dink aan hierdie ou gebruike, dit maak mens opgewonde. Dis soos om 'n antieke meubelstuk in jou huis te hê. Of hoe, hierdie romanse daar agter. Mense sê ook altyd 'n wyn moet 'n storie hê om te verkoop. Jy kan 'n baie lekker wyn hê, maar as hierdie kliniese agtergrond het, is dit bietjie moeilik, né? Mens moet dan 'n storie vertel. Nee, verseker, stories verkoop wyn en as jy so 'n amazing storie agter die wyn het, help dit definitief. Ja, ek weet julle Ernie Els het nou, jy weet, ander stories en hole-in-ones en so wat hy kan vertel. Wanneer laas het hy bietjie kom proe? Drink hy gereeld sy eie wyn of nie eintlik nie? Ounie hou daarvan om sy wyn te drink. Verseker, hy was mos nou hier in die begin van die jaar met die SA Open. Ja. Was hy op die plaas gewees. So maar hy verlang altyd terug Stellenbosch toe en na die plaas toe verseker as hy daar in die verte is. In Florida, so hy hopelik hy speel nie meer so baie golf wat altyd gespeel het nie, en hy het sê gaan 'n bietjie meer tyd spandeer, maar ons het hom nog nie weer gesien die jaar, so ons maar kyk vir tweede helfte van die jaar. Is dit vir jou, dis seker nog steeds op 'n manier bietjie stresvol as hy nou kom kuier. Jy weet dit dra sy naam op hierdie wyn wat jy vir hom vervaardig vir jouself. Ek meen dis Louis Strydom wyne eintlik onder die etiket van Ernie Els. Ja. Jammer Ernie, ek dink jou ego is okay, ek dink hy kan daai hanteer, maar as jy nou besluite neem soos Amphora potte en daai tipe van ding, word jy geleentheid gegee om te gaan wys, jy weet, hoe jou wyne vervaardig word met jou naam op. Ja, nee, verseker. Ek dink dit is wat ek is nou 26 oesjare op Ernie Els op die plaas. En ek dink ek by die tyd vertrou hulle in my wat ek wil doen en wat ek die keuses wat ek maak in die keller, en ek dink ons wil net 'n goeie produk sien, want ek beklei baie keer teen die Ernie Els die brand, die naam en in die kwaliteit wat ek moet produseer in die keller. So maar is lekker, dis as ek sê jy's net so goed soos jou omgewing, en hoe sterker jou omgewing is, hoe sterker moet jy wees om 'n wyn te maak, verseker. 26 jaar wat jy so boer. Jog, dis nie grap daai nie. Ek dink nog steeds, hy lyk altyd so kalm. Ek weet nie hoe julle dit doen nie. Hy lyk altyd vir my so super Kamariani ook. Julle kom altyd vir my so voor, is kalm. Hoe het met die fietsry gegaan?
Nee, baie lekker. Nee, Is dit ons- okay? ons Sy ry was lekker jaloers want sy kon dit mos nie dieselfde hoeveelheid tyd oefen nie. Dis wat ek onthou toe sy laas hier was, Nou toe ja. loop sy sê ja, Louis kry kans om te oefen en ek kon toe nou nie oefen nie. Ja. Ons het die volgende Chardonnay wat ons gaan proe, dis die Amphora Chardonnay van Cabrera 2023 en dan het ons 3 rooi wyne wat ons gaan proe. Louis wat nou nog nie verteenwoordig in terme van die wyn nie, want ons kyk na sy signature Ernie Els en dan ook die Proprietors Syrah van 2023. Kom ons praat net gou vinnig oor die wetenskap. Is daar elemente van die wetenskap wat vir julle belangrik is? As mense nou praat van, ek hoor net van elektriese lading. Laat my gesê, vra oor die elektriese lading. Dis dalk interessant. Daai tipe van elemente in die wynmaakproses wat jy het bietjie begin raak aan meer tegniese punte, sal ek graag oor wil leer. Ek weet ons sit nou hierso en ons wil lekker gesels oor wyn en stories vertel oor wyn, maar ek dink dit is ook 'n geleentheid om te leer. So Hannes, ek weet nie of jy wil begin met meer die jy weet wetenskaplike elemente van wat die Amphora vir wyn bied nie. Of wat gebeur in daai Amphora terwyl hy daar lê en wag. Ja, dis baie interessante vraag want ek wonder self baie keer want dit is so 'n unieke ding waarmee ons werk en as ons jy het nou daaraan geraak, ons werk nou eintlik met houers wat uit die Bybelse tyd uitkom, maar ons gebruik moderne tegnieke in die wynmaakproses. So dis eintlik fantasties om te dink dat ons wyn maak deur so evolusie gaan dat ons weer terug is eintlik waar ek amper sê waar alles begin het. Jy het genoem van dat hulle wyne in Amphoras gekry het van 6000 jaar oud. So ek kan nie vir jou presies sê, ek is nou nie so geskool op al die wetenskap presies wat gebeur in die Amphora nie. Behalwe dat ek weet dit werk en dit werk fantasties. Die vorm het ons oor gepraat, het definitief ook 'n invloed. Maar ek dink in 'n mate is hy ook neutraal genoeg. Ek bedoel die Amphora dra glad nie 'n geur oor aan die wyn nie. Baie mense vra dit vir ons. So dis nie soos 'n vat wat 'n houtkarakter oordra of 'n tannien bydra uit by die wyn nie. So in 'n mate redelik neutraal en dan is daar 'n klomp, die Engelsman praat van mystery, daar's 'n klomp mystery wat ook gebeur en dis vir my lekker om daarmee te eksperimenteer en te sien hoe 'n wyn ontwikkel binne-in so houer dan. Het nog net geryk, vertel vir ons asseblief van die Chardonnay, weer iets heeltemal anders as die kleipot. 2017 met Amphora begin werk en weer eens soos Hannes gesê het, die doel van die Amphora was om dit te gebruik met vate of so iets. En ons doen nou presies dieselfde wingerd in die Oud Collection reeks met 50% Amphora, 50% Chardonnay. Dis baie meer 'n tipiese Chardonnay. Jy proe regtig daai hout en die mondgevoel. Die res van die wingerd gebruik ons as 100% Amphora en die spesiale ding van die wyn is die wingerd. In die ou dae voor 2017 voor ons die Amphoras gehad het ons die wingerd net weggeblend in die Chardonnay Pinot Noir, ons beroemde Haute Cabrera Chardonnay Pinot Noir. Toe ek begin het, ek het in 2017 op die plaas begin en dit vat so 3 jaar om die plaas en die wingerd te leer ken. En toe sê ek vir Takwan, luister, dis eintlik blok 1, dis in 1983 geplant, so dis die tweede oudste Chardonnay wingerd in Suid-Afrika. So. Daai wingerd is ongelooflik, ons moet regtig iets spesiaal met dit probeer. En dis toe ons die Amphora inbring en halfte van daai blokke in vate gesit, halfte van die blokke in Amphora. En ja, van daar af elke jaar 100% Amphora van dit uitgemaak. Die wingerd is self 1983 so wat se 42 jaar oud nou, so dit is certified old wine, dis deel van die ou wingerd projek. Ongelooflike vrug. Dit vat baie lank om ryp te raak. Ou wingerd vat maar lank. So selfs na die Pinot Noir in is en droog gegis en in vate is, hang die wingerd nog. Die alkohol is ook baie laag, is 11.5%. Die wingerd kry nie suiker nie. Hy word net ryker in tekstuur. Ja. En ek dink jy sit nou in die wyn proe. Baie sagte wyn, baie elegante geure, baie in Engels chalkiness. Jy kry weer eens daai baie grondtekstuur in dit. Mag ek nou maar mineraal sê? Ons mag maar. Almal is nog so ongelukkig oor die hele mineraal term wat vir my baie vreemd is, want hoekom nie, jy weet? Ja. Nee, ek sê heeltemal saam, so 'n bietjie minerality in dit en dis altyd beter is bordkruit, jy weet nie export. Verseker, Afrikaanse woord werk nie mooi nie. En dis elke jaar by Tim Ecken ons top scoring wyn, so dis nice dat dis baie nice dat die ou wingerd ook die trophies kry. Ja. So dis great. Binnekort weer sy proe wat in Suid-Afrika plaasvind. Ons sal weer daar wees en die wyne hopelik daar raakloop. Wat dink die internasionale gemeenskap, die mense van die buiteland van die wyne wat hulle proe? Cabrera wat van die voor afkom. Ja, nee, so jy kan net die wyn koop in 'n paar selected restaurante en dan ook van die tasting room en 'n restaurant af. Maar dit is
'n baie spesiale wyn wat almal as hulle dit proe, is hulle dol verlief op dit. Jy kry nie mense wat sê nee, die wyn is nie hulle styl nie of hulle tipe nie. Dit is 'n ligter styl wyn, maar ek dink soos ons sê, wat jy proe is die vallei. Daar's niks anders nie, en dis die key punt. Is daar 'n invloed op of 'n impak op die alkoholinhoud? Jy het nou sê ligter stylwyn in smaak natuurlik nie noodwendig altyd in terme van alkoholinhoud nie. Het dit enigstens 'n effek? Glad nie. Dit gaan mos maar oor die vrug. Ja, die alkohol kom maar van die suiker af. Ja. So nee, dit gaan nie 'n verskil maak daar nie. Nee. Ja. Jammer dat ek in my onkunde die vraag vra, maar ons vra die dinge wat ons wil baie graag weet. Ons wil ook praat oor en ek dink ek weet ons beweeg nou vinnig hier, maar dis 6 wyne en ja, ons decant soos hulle sê, gooi maar 'n bietjie uit hierso. Vir die wat nie weet nie, ek gebruik my cocktail shakers as spittoons hierso in die ateljee so terloops vir die wynmakers wat hier kom kuier. Julle kan maar kies watter rooiwyne ons eerste gaan proe. Daar is dan 2 van Ernie Els en 1 van die kleipot, maar die poreusheid van die klei, is dit enigsins belangrik en watter rol speel dit? Jy weet, as jy nou dink aan 'n eierdop, ek dink dadelik daaraan natuurlik die vorm ook nou eier nog daarbey. Vir Ernie Els is dit regtig eintlik die belangrikste ding vir ons is die porositeit van die klei, want ons sit met Cabernet met baie tannine en ons het suurstof nodig en suurstof is lewe. Wat die terracotta vir my gee, hy like klein bietjie oksidasie wat plaasvind en dan die polymerisering van die tannine en die wyn raak sagter, maar hy hou sy egte vrug nog en ek dink dit is die ding wat terracotta, daar's geen ander wessel wat dit eintlik vir my kan aanbied is wat die terracotta kan daai by polymerisering van die tannine, oksidasie en maar geen invloed van enige hout invloed op die wyn nie. En ek dink vir ons as rooiwynprodusente, want nie daar's eintlik baie min eintlik rooiwynprodusente wat kyk na terracotta, maar ons is met ons terroir van Ernie Els met ons diep rooi gronde en ons graniet in die gronde, kry ons baie swaar wyne. So wat die terracotta vir my bied is ek kan eintlik vir my baie hy gee my baie meer elegansie wat ek dan soos ek sê kan as 'n versnyding kan gebruik, 'n komponent in my versnit wat regtig 'n ander geurprofiel vir my gee wat ek voorheen nooit gehad het nie, want ek sê baie mense vra vir my like wat jy's nou al 26 jaar op Ernie Els en like wat doen julle anders dan nou oor die jare, en 10 jaar gelede het al my wyn verouder in klein hout en dis die geurprofiel wat ek gekry het. Nou in die kelder gebruik ek konkriet veroudering en gistings wessels. Ek gebruik terracotta vir gisting en veroudering. Ek gebruik voederis, 2.500 liter voederis vir veroudering. Ek gebruik 400-600 liter vate. So iewers skielik het ek 'n hele bouquet van verskillende wessels wat ek gebruik vir veroudering en ek vir heeltemal verskillende geurprofiele. So ja, die micro-oksidasie in die terracotta is vir my ultra belangrik om great Cabernet te maak. Ek sit ook nou wonder gou vinnig in terme van die proses. As jy nou sê jy het wyne wat net in terracotta was, dan jy wyne wat in terracotta was, het jy versny met ander wyne met dalk. Het jy al ooit terracotta wyne oorgeplaas na hout toe? Enigsins was daar ooit daai wisselwerking al en nee, wat effek was dit? Vir ons op Ernie definitief. Ons gebruik dit as 'n voertuig. So ons gaan gewoonlik so 12 maande in die terracotta. En dan kom die volgende oes in en ek wil hulle graag gebruik weer vir primêre gisting en dan weer vir AMG in die terracotta. So ek sal dan my rooiwyne uithaal, waar witwyne na 12 maande bottel meeste van die manne hulle witwyne, maar ons met premium rooiwyne wil ons ten minste 18 maande spandeer voor ons bottel toe gaan. Dan sal ons hom vat vate toe vir so 6 maande en dan sal hy dan bottel toe gaan dan so na sy so 12 maande in die terracotta en dan 6 maande in die gewoonlik ouer eikhout, want die doel was nie om eintlik hout elemente in te bring nie. Sal hy dan gaan so eintlik in die ideale wêreld wil ek eintlik terracotta vir sy 12 maande en dan in voederis insit vir nog 6 maande en dan het bottel en dit sal eintlik waarna ek werk, maar ek dink dit is regtig lekker om met ander tegnieke te gebruik in die kelder om beter wyn te maak en dit is die doelwit is om elke jaar te streef om wyn beter en beter maak. Ons werk met natuur en dit is mos nooit 'n given nie, maar dit is definitief jy in die kelder wat jy in die kelder doen en dit gee my geleentheid om goeie keuses te maak as dit by die finale produk kom. Ja, en ek weet as jy nou so iets wil doen, jy kan nie 'n jaar net oorslaan nie, jy weet, en jy moet die dinge in die begrotings inpas. Die arme ouens praat baie van begrotings en dit is belangrik natuurlik, is moeilik. Julle twee kon nie besluit wie se rooiwyn eerste is nie. Dis hoe ordentlik hulle is. Nee, jy kan maar eerste gaan, nie jy kan maar eerste gaan. So watter rooiwyn? Ons gaan besluit ons die proprietary gaan ons om eerste vat.
Jy luister natuurlik na die Reine Wynheid waar ons bietjie praat oor Amphora en daai Amphora fees wat voorlê. 32 wynplase gaan deelneem aan die fees by Lourensfort, soos ek vroeër genoem het, dis 29 Augustus van 10:00 tot 2:00 as ek die tye reg onthou. Tim, net van jou kant af, ek weet julle is hier almal bemark hulle eie wyn natuurlik, maar uit daai 32 is daar een of twee van die wyne wat van Amphoras gebruik maak wat vir jou uitstaan, wat nogal vir jou opgewonde maak. Ek dink dis baie exciting dat die Italians Menetti daar gaan wees. Hy het 'n ongelooflike Sauvignon Blanc wat in Amphora verouder is. So net om weer daai internasionale wyne te proe gaan baie nice wees. En Pedro van Portugal. Ek was in 2023 en dis seker waar Vanessa eintlik of dit is waar sy die idee gekry het. Ons was in 2023 met Joachim van Ameren. Hy het ons oorgevat na die Amphora Festival net buite Lisbon. Ek wil hom net konteks gee. Ameren is die ouens wat die kurke verskaf, net dat jy weet. Ja, Okay, hulle het al elke jaar die Kapkasiek fees natuurlik. Korrek. Ja, en hulle is van Portugal. Ameren is 'n Portugese maatskappy. En dit het net heeltemal ons oë oopgemaak aan hoe jy eintlik wyne in Amphora kan benader. Dit hoef nie standaard wynmaak tegnieke te wees nie. Jy kan op doppe gis. Ek het al Chardonnay vir 8 maande op doppe gelos in Amphora en dit was ongelooflik. So dit het net ons oë oopgemaak op die wêreld van Amphora en baie van die idees teruggebring huis toe en ja, van daar af in Engels, the world's your oyster. You can really as wide as your imagination can go. So dit was baie exciting. So ja, en Pedro se wyne weer te proe gaan ook ongelooflik wees en dan ek het lanklaas vir Hannes se Petit Syrah geproe, so ek kyk uit daarna. Ek en Vanessa het ook 'n klein Amphora Petit Syrah gedoen, so ons gaan so 'n bietjie van 'n wine swap later doen. Okay. En kyk hoe dit gaan, maar Hannes is weer eens baie groter en meer tannic as myne. Ja, my enetjie, ons het dit amper soos 'n witwyn gemaak. Dit het die kleur, jy kan nie van die kleur wegkom op 'n Petit Syrah nie, maar baie vroeg van die doppe afgehaal net omdat daai tannin structure redelik groot is. Ek weet die 33 wynplase ongelooflik in voor is. Dit gaan net 'n baie nice dag wees. Ek moet net sê toe jy begin met ons het 'n klein Amphoraatjie toe dog jy gaan sê in die motorhuis in die garage wat hy staan en jare terug het ek met Valiant Swart 'n onderhoud gaan doen oor Kersfees en hy sing haar Kersfeesliedjie by sy huis. Ons sit reg voor die motorhuis deur en daar het hy toe sy eie vat waaruit hy vir my rooi wyn geskink het. Die vat staan daar en verouder. Valiant, ek wonder of jy nog daai vat aanhou. Ek sê of 'n nuwe een gekry het. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor julle gunsteling wyne wat julle na uitsien wat nie julle eie is nie, maar kom ons praat gevindig net oor die Proprietor Syrah wat ons nou hierso proe, die 2023 en ek onthou ons staan dit 5. Toe gaan ons op 'n kamp en ons gaan weg en jy gaan stap in die berge. Ek kan nie eers onthou waar dit was, dit is te lank terug. En jy kon elke liewe plantjie en fynbos wat jy daar sien kon jy later op die wetenskaplike naam noem. Jy weet, ek was baie trots, ek het alles vergeet, maar dit het my daaraan herinner, want dit is so, in Engels praat hulle van herbaceous, baie herbaceous. Ek tel redelik baie van die fynbos hier op, want as 'n mens dink in daai rigting teen die berge en so aan, het dit iets daarmee te doen, of kan jy vir ons uit jou eie woorde dit beskryf? Nee, verseker, ek dink hierdie vir ons by O'Neill's wyne is hierdie 2023 Syrah is regtig 'n stylistiese groot verskil as wat ons gewoonlik maak met Syrah op die plaas, want ons noordelike hellings op die Helleberg, ons kry baie sonlig en baie sonligure en ons kry baie vol styl rooiwyn wat ons maak. En ek het regtig besluit hierdie jaar gaan ek ietsie heel anders te maak. Ek het toe besluit om die heel tros gistings binne in die terracotta te doen en ons het hom oornag koud gemaak en hom lank laat lê voordat ons hom aan die gis gekry het en hom baie saggies met hom gewerk. En ons weet tog 23 was 'n great cooler oesjaar gewees in die Suid-Afrikaanse wynbedryf in spesifiek Stellenbosch. Ons het baie Maart maand reën gekry, maar gelukkig was hierdie voor die reëns aangekom en ons het hom gelos seker so vir 20 dae op die doppe en 'n beautiful ekstraksie gekry. En ons het gewoonlik soos ek sê hierdie swaar styl Syrahs ons gemaak en hierdie is nou
baie meer elegansie en die wyn het nou 5 sterre in die platter gekry hierdie jaar wat nou verby is. So vir ons is die eerste keer wat ek ooit eintlik 'n goeie resultaat kry met 'n Shiraz. En dit is definitief dis die terracotta wat ek gebruik het en die gissingsmetodiek wat ek gebruik het, want hulle sê baie keer Shiraz is 'n wynmakers kultivar dat jy kan so baie doen met Shiraz in die keller. Spesifiek wat ek hier gesien het, ek kon die tegnieke wat ek gebruik het iewes skielik vir my 'n nuwe lig het aangekom vir Syrah. Ja, Syrah is bietjie onder druk op die oomblik of hoe? Wat gaan aan met Syrah? Dit was op 'n stadium was dit die kultivar wat almal gedrink het. Ek onthou dit baie goed. Dit was vreeslik so wat is dit 10, 12, 13 jaar gelede was dit almal se groot gunsteling. Nou is Grenache Noir dink ek maar. Nee, jy is 100% reg en ek dink ons die wynmakers is hulle eie grootste vyand wat ons gemaak het en Syrah is so maklik bigger, groter is beter, want hy verloor so vinnig sy tougerdruk en hy kan so vinnig ryp word, dat die suikers kan so vinnig hoog gaan, jy kry hierdie swaar intensiteit, die pH hoog en dan 3 jaar in die bottel, dan val die wyne plat. En die wynmakers, ek dink hulle het dit gesien, hulle het verander, maar die verbruiker moet nog eens agterkom, dat die Syrah-styl verander het, en dat is nie hierdie swaar, ek sê altyd, 'n wyn moenie 'n maaltyd in 'n glas wees, 'n wyn moet saam met 'n maaltyd geniet word, en ek dink dis wat Syrah's gedoen het, die ouens het die so groot, hierdie 15, 16 volume% alkoholwyne gemaak, en die wyne was so dom gewees, en dit het verander, en ek dink die groot ouens wat dit gedoen het, obviously die Swartland manne, wat Syrah heeltemal op 'n ander manier, want hulle kon dit nie so ryp maak, want hulle moet pluk, want dit raak so vinnig droog haar, so dat hulle pluk maar hier 10, 12 alcohol persentasie, en hulle daai beautiful, mooi, meer elegante styl van Syrah mark toe gebring, en ek dink ons gaan dit al hoe meer en meer sien, en soos ek sê, die verbruiker moet net weer agterkom, Syrah se styl het verander, en hulle kan weer definitief Syrah begin drink. Ek hoop jy het nou geluister, so gee dit weer 'n kans mense, ek gee al die variëteite kans, so ek daaroor voel, mense gaan altyd 1 of 2 gunstelinge hê, ons weet mos nou. Ja, verseker. Ek neem anders gaan die kleipot volgende proe, of hoe Hannes? Correct. Gaan jy vir ons die kleipot skink? En dan wil ek gou vra vir julle 'n tweelerige vraag, maar dit gaan oor variëteite. Jy het verwys na die Petit Syrah en Swan en Amphora. Wat is die beste variëteit, glo jy, of watter variëteit doen die beste in 'n Amphora, en wat is tans jou gunsteling algemene wynvariëteit wat jy die meeste geniet? Ek wonder of jy, Louis, terwyl jy nou al mikrofoon aan het daar. As 'n Cabernet produsent moet ek seker net Cabernet sê, maar dit is nie, dis nie vir as ek nou spesifiek net aan Amforas dink, nee, is dit meer wyne met 'n bietjie meer 'n ligte tannienstruktuur, want jy kan sê wat jy wil, maar die terracotta gee nie so baie suurstof vir die veral ek praat nou van spesifiek aan rooi wyne, soos wat 'n Feige kan gee nie. So jy het baie meer 'n delikate tannien-ekstraksie nodig op die rooi wyne. Vir my is dit meestal Syrah, seker kry ek die beste resultate as ek net na 'n enkele wyn kyk in my portefeulje, wat dit werk, maar met vir die Cabernets werk dit net so goed, en ek weet wat ek moet doen met die terracotta. Ek moenie 'n te swaar, hoër ekstraksie op die Cabernet doen, ek soek 'n meer delikate tannien, want hy gaan nie so baie suurstof kry, soos wat 'n eikenhout gaan gee nie, so hy dan kry hy hoef nie so baie suurstof kry om daai polymerisering van die tanniene plaas te vind, so dit definitief Syrah is my gunsteling in die terracotta, en dan jy moet jou Cabernet net reg pars en reg maak, en dan kan jy goeie resultate kry met Cabernet. En buite in die Amphora Cabernet? Cabernet, jou gunsteling variëteit? Gunsteling variëteit, 60% van die plaas is Cabernet, en Cabernet gebruik ek van rosé tot versny met Shiraz, versny met Merlot, Cabernet op sy eie, Cabernet met Cinsault, so dis wat ek doen. Mense ken ook die Petit Syrah so goed, soos wat 'n mens dit graag sal wil ken nie. Dit voel vir my baie keer asof dit ook maar weer eens in 'n versnit in beweeg. Vertel vir ons net van hierdie wyn asseblief. Jy het nou 3 vrae wat jy moet beantwoord. Vertel vir ons van die wyn wat ons proe in die donker vrug wat ek daarbey optel. En dan ook die beste variëteit. Voel jy vir Amphora en jou gunsteling, een wat jy by die huis drink, een wat jy die meeste geniet? Okay, kom ons begin by die Petit Syrah, ook bekend as Durif in Suid-Afrika. Baie besondere cultivar, dis 'n oorspronklike kruising gewees tussen Shiraz en Pelorsen. So Petit Syrah is nie Shiraz, is nie klein Shiraz nie.
Ons weet mos nou maar die kruising tussen Pinot Noir en Hermitage het vir ons Pinotage gegee. En so die kruising tussen Shiraz en Pelorce en dan nou Petit Syrah. Wat vir my wonderlik is van die variëteit is hy het baie hoë antosianine, so baie donker kleur. Saam met Tannat is dit een van die 2 cultivars met die hoogste kleur. Die agtergrond oor die wyn is met ons kleipot projek op Lourensfort het ek ook gedink maar ek wil bietjie I want to push the boundaries. Ek wil kyk hoe ver kan ek dinge bietjie uitdaag en die Amphoras was die unieke vat of unieke wessel om dit mee te doen. So met die Petit Syrah het ons regtig, mense sal dink ons is half mal of baie braaf. Ons pak die heel trosse uit die wingerd uit, soek natuurlik die beste trosse. Ons pak dit in die amfora. Ons sit droë ys tussenin sodat ons al die suurstof uitdruk. Dan maak ons die amfora toe vir omtrent so 2 maande. En dis vlekvrye staal wat bo kom, né? As ek reg verstaan. Die deksel is van vlekvrye staal, ja. Dat hy ordentlik mooi toemaak. Hy seel hom 100%. Die gisting sal stadig begin, so ek hou dan nou die gistingskappie is gevul met water sodat suurstof nie kan ingaan nie, maar die koolsuurgas kan uitgaan, so ek hou die gisting dop. Ek sal bietjie gaan ruik daar, maar ons maak hom glad nie oop vir 2 maande nie. Wanneer daai gisting tempo begin afneem, dis wanneer ek begin rondkyk in die keller vir die ou met die grootste voete. Die langste ou met die grootste voete en ons gooi hom binne in, ons maak eers sy voete natuurlik skoon en dan doen ons een stomping, so ons doen een keer se trap van die druiwe wat ons aan die laaste suikers vrystel en dan is nog so 'n week op die doppe voordat hy heeltemal droog is en dan skei ons basies net die wyn van die doppe en sit dit terug in die amfora vir veroudering. So ek sê altyd dis waar een fout is perfeksie, want ek het nie gedink dit gaan werk die eerste slag nie. En dit het eintlik fantasties gewerk. So die tegniek staan bekend in Engels carbonic fermentation of koolsuurgisting. Dis 'n anaerobiese intercellulêre gisting en dit gee vir ons meer vrug in die wyn. En as jy nou kyk na die kleur van die wyn, hierdie is wel nie 2020, ek het juis 'n ouer Oesjaar saamgebring dat mense 'n bietjie kan sien hoe hy ook ontwikkel in die bottel. Die kleur is fantasties as gevolg van die antosianine in die Petit Syrah. So daar is ons praat van, daar's geen oorpompe gedoen nie, daar is geen deurdrukke gedoen nie, daar is een keer is die druiwe getrap en ons kry nog steeds hierdie fantastiese kleur. Waar ons gewoond is met 'n rooi wyn is, ons doen, party ons doen 3-4 keer 'n dag deurdrukke en dan wil hy ekstraksie uit die doppe en uit die skilletjies kry, wat ons glad nie hier gedoen het. Dit is ook 'n koue gisting, is ook geen hout in nie, so op papier maak hierdie wyn en ek glad nie sin nie, so ek sien baie uit dat die mense kom proe en dat ons hulle meer vertel van die tegnieke wat ons dan nou juist toepas op hierdie wyn wat nogal baie interessant is. Voor ons kom by jou gunsteling cultivar op hierdie stadium buiten, wat ons nou byvoorbeeld dalk proe, tensy dit wel dit is. Het is baie interessant hoe die neus is baie vrug, en ek is baie jammer vir wynmakers, as mense wat dit proe voor 'n dag kom met vergelykings na wat het hulle aan dink, en ek dink aan 'n swart spakel lekkertjie. Ek is baie jammer, so ek vra om verskoning vooruit, maar uit en uit daai ek praat baie keer van die swart winegum, maar in hierdie geval spesifiek die spakels, wat ek nie eens gereeld eet nie, maar dis een van daai geurprofiele wat ek optel, en dan oomblik as jy hom proe, het jy weer die teenkanting met die acidity wat daar inkom, né, die suur wat hom teenvoeter en so. So dit is baie interessante balans. Ja, en besonderse tannienstruktuur ook. Ja, amper so velvety. Lekker. En dit is nogal vir my wonderlik geweest dat ons dit kon regkry met eintlik alles wat op papier nie sin maak nie. En ons het as wynmaker, ek is ook nou al 24 jaar op Lourensfort, het ek as wynmaker eintlik heeltemal weggestaan. Maar die wyn begin eintlik, dit is 'n kliseë, maar die goeie wyn begin in die grond. Jy weet, as jy goeie grond het, die goeie wingerd, en as jy dan goeie druiwe daarvan kan oes, dan kan 'n ou bietjie die boundaries push en dan net so 'n tegniek toepas op die wyn. Ons moet iewers 'n bietjie gesels oor hoe jy die mikrobes bewaar in grond, want ons weet dit word gestroop, en jy weet die hergebruik van grond, jy weet natuurlik het julle nou nie beeste noodwendig wat daar rondloop en die grond oorgebruik tot tomate nie, of dan ook bydra. Ek gaan nou nie verder daaroor uitbrei nie, maar jou gunsteling cultivar op hierdie stadium in die algemeen.
Maar Elise, ek dink dit moet Chardonnay wees. Dit is altyd 'n moeilike vraag want dit is soos wat sê een van jou twee kinders is jy die liefste voor. Maar ek is baie lief vir Chardonnay en jy weet soos wat Louis hulle met Cabernet doen ons baie verskillende goed met Chardonnay. Ek dink Loudensfort leen hom toe om uitstekende Chardonnay te lewer. Ons doen dit van nou die kleipot en ons kleipot Chardonnay is net 318 bottels, so dis klein produksie. Dan maak ons ook 'n gehoute weergawe, baie meer populêre een wat 'n klein bietjie minder hout het, een wat geen hout het. Ons gebruik Chardonnay in ons Cap Classique natuurlik ook, waarvoor dit ook baie suksesvol is. En dan maak ek selfs 'n port ook van 'n wit port van Chardonnay ook. So ja, ek dink Chardonnay is my liefling cultivar. Liefling cultivar. En Louis is besig om ons die volgende en die laaste wyn te skink in ons gesprek en ek seker al drie van julle gaan iewers in die toekoms weer die Reine Wynheid kom besoek. Dit is so lekker om julle hier te hê want ons altyd ander vrae wat ek ook 'n bietjie vra oor jou eie lewe en die toekoms en so, maar ek wil graag afsluit wel met wat jou opgewonde maak oor die Suid-Afrikaanse wynbedryf, Tim. Goeie vraag want die wynbedryf sedert COVID 2019, die wynbedryf sukkel. Wingerde word uitgetrek, die manne, die boere per plantie, kope stadig maar seker word minder. Ek dink wat my baie excited maak is dat die wynliefhebber hulle koop nie meer wyn nie, maar hulle koop op. So hulle koop beter wyne. Die projekte soos ons in vorige projekte, hulle koop nie meer 'n R100 bottel wyn of 'n kus R100 bottel wyn elke week nie. Hulle koop miskien 2 of 3 baie goeie bottels wyn elke week en dit maak my excited dat hulle regtig effort insit. Hulle drink nie meer die wyn of hulle drink die wyn maar hulle dis nie net vir 'n glas wyn en is klaar nie. Dis 'n experience wat hulle volg. Dit is juist. Ek sê ook baie kere dat ek meen volume is natuurlik belangrik, maar as jy mense kan kry wat lojaal bereid is om vir goeie kwaliteit wyn meer te betaal, dan hoef jy nie noodwendig so hard te werk in die volume nie. Maak dit sin? 100%. Julle ken nie, kyk ek sê vir julle, nee, boere moet ons alles kan doen. Julle is tegnies eintlik maar al 3 boere op die ou end, maar julle moet dan waaragtig alles kan doen. Julle moet goed wees met julle rekeningkunde en al die goed in boekhou. Ek weet nie hoe julle dit doen, die verwagtinge. Anders jou kant, wat maak jou wel opgewonde oor die toekoms van Suid-Afrikaanse wyn? Ek wil byvoeg dat ek dink ons is baie slim en het ervaring en is gehard as dit kom by byvoorbeeld droogte, wat baie van die Europese tradisionele lande nie so goed is mee nie. Ek meen, ek sien nou kyk wat nou in Spanje en Frankryk aangaan, dit naby Bordeaux en die brande daar, so dis baie hartseer, maar wat is jou opinie, Hannes? Martelies, ja, dis baie keer is nou 'n moeilike tyd om positief te wees van die wynverkope wêreldwyd is af. Maar ek wil aansluit by Tim. Ek dink wat my opgewonde maak is juis iets soos hierdie Amphora Festival wat ons dan nou doen op Loudensfort oor 2 weke. Ek dink die tegnieke wat ons toepas, hulle sê ons maar altyd 'n boer maak 'n plan. So ons kyk heeltyd na nuwe tegnieke, hoe om die beste uit ons verskillende landgoedere uit te druk of cultivars dan ook. So wat my opgewonde maak is die ontwikkeling van die bedryf en die verskillende wyne, tegnieke wat ons toepas en ek dink ons dink baie vernuwend en dit maak my opgewonde en ek dink as ons goeie kwaliteit gaan aanhou produseer, sal daar altyd 'n mark wees daarvoor. So ja. Dink vernuwend, dit is waaroor dit gaan. Boer maak 'n plan. Ja, maar ek is nou weer terug by die boersake. Vertel vir ons asseblief van die wyn. Ja, ek dink ek net miskien kan inkom daar wat my opgewonde maak oor die Afrikaanse wynbedryf en definitief wyntoerisme. Ek dink is so onderskat en ons het definitief, ek dink in die wêreld, ek was al baie by verskillende wynlande gewees. Ons wyntoerisme netwerk wat ons het in Suid-Afrika is ver bo meer as enige ander land. En ek dink dit maak my opgewonde dat ons as 'n bedryf ons wyne wat ons maak vir die internasionale kliënt kan wys en ons sien hoe die Kaap al hoe meer en meer mense kom Kaap toe vir vakansies en ons is as 'n wynbedryf en dit is 'n groot geleentheid vir ons om vir ons daai toerist wat kom Kaap toe vir regtig hulle die kwaliteit en wat ons doen in die Weskaap met wyn, dat hulle dit kan huis toe vat en daai boodskap kan uitblaker tot die res van die wêreld en ek dink dit is 'n groot geleentheid vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf om met die oplewing in toerisme in die Kaap en dit
deur te voer na wyntoerisme toe en ek dink maar ek dink die kellers doen dit en like jy sê kyk na keller toe kom al die kellers raak beter en beter met die aanbieding as hulle wil hê op die plaas. Dit gaan nie net oor wynproe nie, maar alles wat jy gevoel en wat jy sien en wat jy doen op die plaas is daai hele gevoel vir die mense te gee. So die wyn in jou glas. Nee, die wyn in my glas. Ek wil net sê op daai noot gou vinnig voor ons kom by die wyn in my glas. So ek dink Lourensford buite die wyn en dink ek sjokolade en ek dink koffie wat julle vir daarso gerooster het en julle sit nou met 'n lekker vuur daar by die restaurant en hot cabriolet toe daarbo. Ek weet julle het al verskillende chefs daar gehad, maar hierdie pragtige glashuisspasie waar jy eintlik sit en oor die hele Franshoekvallei uitkyk, gaan maak gerus daarso 'n draai en jy kan binne gaan proe en dan sien jy ook sommer die hele keller eintlik waar die wyne gestoor word wat jy kan gaan kyk. So gaan maak dit gerus 'n draai. Hierdie manier waarmee ons afsluit laastens. Ja, signature. soos jy sê, sign off on the signature. Op die einde van die dag. So signature 2022. Ja, die wyn is verskriklik baie tipies 2022 se oesjaar. Daai elegansie en beauty wat ek gekry het. En ons het definitief eers met die concrete Nicovello gistings en toe die verouderings in die terracotta potte en toe daarna klein obviously polishes on net af met die eikenhout. En ons eerste jaar wat ons 'n bietjie voeder is hier gebring en ek dink wat ek met hierdie wyn reg gekry het, dis 'n Bordeaux versnit en dit is 60% Cabernet Sauvignon, 25% is Merlot en dan 5% elk van Petit Verdot, Cabernet Franc en Malbec. So dis al 5 die Bordeaux Medoc-styl cultivars wat hulle gebruik daarso en ons kry regtig die middelpalet en die gewig kom van die Cabernet af. En in daai presentasie waar die Cabernet 60% Cabernet presentasie waar ek die terracotta gebruik om daai mooi vrug deur te trek van die wyn en dan die Merlot is daar net om al die verskillende elemente bymekaar te hou. Die 25% en dan die Petit Verdot en die Malbec is daar vir primêre vrug. Ek gebruik gewoonlik eintlik die vars wyn, beteken die 2023 oes en ek versny dit terug en dan die Cabernet Franc is daar mooi, ons weet mos almal daai Cabernet Franc wat hy gee, 'n bietjie meer mineraliteit, die woord. jammer Louis. En 'n bietjie meer koeler karakter en ek dink dit is daai en dit is so wat ons nou gebruik en wat ons nou gedoen het, ons het al die verskillende 5 cultivars met hulle eie persoonlikhede, maar ewe skielik het ons nou begin terracotta gebruik. Ons het nou begin voederes gebruik. Ons het nou sement begin gebruik en ons het klein vate begin gebruik en al daai verskillende klein riviertjies kom in hierdie groot rivier aan die einde van die dag om hierdie hele profiel te handhaaf. So ek is baie happy met die wyn. Hy het ook 'n 5-ster in die platter gekry. Hy het 97 punte gekry in die platter wat 'n baie goeie score is vir hom en by Tim het hy ook 'n 96 punte gekry. So ek dink die resultate sien jy in die bottel en ek dink baie mense soos ek net gesê het, baie mense gesê like hoe goed is dit nie as nou net 'n celebrity brand, maar as jy die wyn geproe dan weet jy hoekom ons daar is en wat ons doen op die Helleberg se slopes van Stellenbosch. Ja, op die ou end is dit 'n naam en 'n persoon wat bereid was om die geld in te stoot en sy naam daar agter te sit om 'n wyn te ontwikkel. Dit is waaroor dit gaan, is 'n lieflike produk wat jy in jou glas het. Ek wou vroeër gevra het voordat ek julle nog groet, hoe maak mense amfora skoon? Hoe werk dit? Ek weet Louis, ek kan ook maar gepraat van die groot so ek kry die maarste ouetjie in die kel. As ons die studente aanstel dan kry ons dan sy hebrede want ons het 1000 liters. So jy moet binne in daai amfora inklim en dan het hy so dan was ons so mooi uit dan het hy 'n sponsie. Ons by einde van die dag al die water wat onder is wat nie kan uitloop uit die want ons kan hom nie tip nie. 'n Sponsie dan haal ons al die water uit en dan seël ons hom af mooi. Verseker, maar ek sê jy moet hom altyd volhou, moenie laat hy leeg staan nie. En seker maak dat hy droog is, maar dit is nie eenvoudig nie, versekerlik. As dit 'n volle dag is, dan sê vir die jong span, trek maar julle vuils, julle klere aan wat julle nie hoor dat hy vuil word nie. Ja. Jy klim in en dit is die ding van soos Tim gesê, die amforas word gemaak met die hand oor tyd. En net soos wat die amforas moet die onderhoud en die skoonmaak is met tyd en hoe jy dit met jou hand obviously skoonmaak. Gepraat van tyd, hoe lank hou hy? Hoe lank kan jy amfora gebruik? Is dit 'n leeftyd? Dit is 'n leeftyd en meer. Ons grap altyd in die keller, is 'n leeftyd tot 'n volklift in dit inry. Jene. Ja nee, ek het eers weer gevra oor julle grootste foute nie. Ons sal nog daarby uitkom nou die dag, maar ons op dit nou reg vertel en dis wat my nou daaraan dat dink een oesseisoen wat hy so 'n foutjie gemaak het met duisende liter wyn. Julle gesondheid, baie dankie vir die moeite Plezier. En geniet die amfora wyne. Gesondheid en die fees met die 33 sê jy wyne.
met die kwaliteit en ek wil sommer hierdie bank sê baie geluk met al die toekennings wat hierdie wyne al gewen het. So, dit is regtig wonderlik om te sien en hou aan met eksperimenteer, deurdruk en ons sal aanhou ondersteun. Baie dankie julle. Dankie Matelies. Dankie Matelies. Baie dankie weer eens vir hierdie fascinerende gesprek oor amforas en die gebruik daarvan in Suid-Afrikaanse wyn. En ek sluit af met my wynfeit vir die week. En argeoloë het wynreste in amforas gevind wat in die graf van die Egiptiese farao koning Tutankhamun geplaas is. daarmee sluit ek af. Onthou, stuur vir my e-pos as jy saam wil gesels of my wil sê wat jy tans geniet. Dit is brink@rsg.co.za.